Wat is die rivier se naam? Dis die strandrivier. Verkoepelig gras. Welkom in strand. Speed bump, hou vas julle, hou vas. Gaan net stadig oor die speedbump. Jy gaan nou hierdie pad ry tot aan die einde van die by die robot en aan die ander kant by die so draai, né? Die vriendelike staf by Astron Energy, die volstasie van die future. Bly nie hierdie baan. Okay. En ek die gebou ook ten minste inkry. Nice. Baie karre hierso. Strand was first. Hy's daar gery. Strand was first built back in Maak daai venterfiets. Het jy enige geskiedenis rakende? Ja, onthou nog al nuwe jaar in die 90's, dat ons altyd hier afgeloop op die saaipaadjie hierso met 1000 klomp mense. Vry al die girls met al die ouens wat te verbykom en dan wag jy net dat die girl nou klaar die ou voor jou vry het, dan kan jy met die girl vry. Daarvan op wat die girl is, baie keer dan kom hier 'n mooi girl aangeloop en dan net soos sy by is, dan sidestep sy jou net om by die ou agter jou te gaan vat. Ja, dit is in die aparte jare was hier net 'n klomp wit mense almal op saaipaadjies. Wow, jy kan dit sê nie, dis rassisties. Regtig. Wel, dit was die apartheidsera so. Was in die 90's man. En dis nog voordat hulle daai groot konkrete muur hier afgebou het hier so by die daai konkrete muur is irriterend. As ons net nou 'n video maak van die konkrete muur. Wow, check out 2 honde. Ja nee, as dit oujaarsaand was, het jy in jou kar gespring, oujaarsaand middag. En jy wist nie reg waar baie klappers wat hulle geskiet het nie, maar jy was nog hierdie dakkies gewees, daai blou dakkies, die toilette wat so 'n bietjie so laag was hier reg by die see en almal het op die dakkies gestaan, al die tieners en dit het 'n lekker vibe gewees man. En dis ferm te loop, die pad hier van wat 2-3 km wat jy afloop hier so op die promenade. En almal gedrink en jy kom gedrink het op die beach en dit was nie 'n groot storie nie. Almal was 'n lekker vibe. Daar was nie geweld nie. Ons het nog drank in ons karre gehad, dan het ons sommer drankies gegooi in die kar, ek weet. Natuurlik, bro, flip, ons het daai nog hier is die blou gebou waar ek het nog my longe uitgekots, nog voordat hierdie gebou was hier 'n huis gewees. Ekskuus, het jy so warm? Kots ek my longe hier uit. Hierso was die ou Springbok kafee en daar was so hout dak, dekstorie. Ek het nog 'n girl opgechat wat daar gewerk het. Die mense het gedans op die dek. En hier is die ou Lamer. Ons het lekker tye gehad by Lamer. Jy het 'n woonstel hier gehad. Ja, vir seker 12, 13, 14 jaar. Dalk langer. En toe, ewe skielik, het ek nie meer die was daai. Jy het verkoop vir miljoene. En dis waarom ons al die geld ingepomp het in ons YouTube kanaal. Want jy het eens veel spandeer toe jy in Londen was. Kyk hier regs is hierdie lelike muur wat lê opgesit. Ek kan net gou 'n paar van hierdie winkeltjies en goed afneem. Monaco Gardens, daar was die Monaco kafee gewees. As jy nie Springbok kafee te wou gaan het nie, dan gaan jy Monaco. Dis 'n lekker dag hier, hè? Dis 'n lieflike dag in die strand. 'n dag in Augustus is natuurlik hoekom werk die robot nie? Winter hierso in die Kaap. Dit is vandag die nee, moenie 'n datum gee nie want jy weet nie wanneer jy gaan post nie. Maar dis iewers in Augustus, ons sê jy dan net dit. Maak dit saak. Daar's Mandela se kop. Daar, groot monument daar so langs die see. Is nie sy kop nie, is iemand anders se vrou se kop daar. Dit lyk bietjie soos Mandela. Hierso was altyd 'n hotel en daar was so 'n groot visstank, soos 'n 7 voet visstank met die grootste visse. Ja. Ek hier's 'n ou wat wil verbykom hier agter my, so laat hy maar verbykom. Okay. Die warning lights aansit. Gaan jy net reguit aan met die pad? Kan nie glo die skaduwee is so massive groot hierso nie. Jaag die ou verby. Dis 'n Fortuner vark. Tipies. Ja. Okay, gaan ons. Meeste mense wat Fortuner kom in die middelbaan. Okay. Natuurlik hierso is die Kaapstad Brauhaus in Ocean Basket. Daar was altyd so oulike hotel / stadiger, hè? En die plaaslike KFC. Voor in die regterkant is die jetty is hier voor regs as jy wil by en so toe. Die jetty is gebou in 1943 tydens die oorlogsjare. Natuurlik is hier 'n Ek sal foto's bylaas van die jetty. Daar's 'n perd. 'n Perd hier langs die see. Gaan om die sirkel, né? Daar's 'n paar dolfyne. Wow. Vandag sien ons als perde,
dolfyne, varke en selfs Nelson Mandela se kop. Hier is die ou spur, hier is Daar's die strandspur. jy moet gou hier inpop, jy moet gou hier so inpop by daai winkel. Daar's 'n ou wat drones koop, ek ken hom. Ek gaan ons op pad terug. Pad terug gaan ons gou daar sê. Hier is die welbekende Blue Bottle drankwinkel. Jy het 'n fine gekry reg voor die drankwinkel toe ek iets gaan koop het. Dit was 'n rooi lyn parkeer. Vir wat parkeer jy? Weet jy nog oor 'n bottel gery wat in die straat gelê het, toe kry jy 'n papwiel. Dit is daarvoor, man. Plof jou wiel. Dit was die bolle wat ontplof, wat nie my wiel nie. Jou wiel het pap, jou wiel was pap gewees. Ek onthou. Pas vir daai ding. Okay, die bottel situasie het eintlik hier gebeur. Ja. Hier is 'n bottel wat lê in die straat met jy oor gery het. Kyk hierdie mooi huise. Ry jy dit? Ek gaan net gou dat hierdie ou verbykom. En dan kan ons verder gaan. Okay, hierdie is welbekende woonstelle, is natuurlik wel gelegen. En dis nie die rede waarom het so... Mother! Daai pothole was groter as die flippin kar. Ek het nie gesien nie. Dankie tog jy het nie, want jy is so geskellet. Bly weg van die pothole! Die water is lelik bruin op hierdie wintersdag in die Kaap. Liderlike bruin water. Dis 'n lieflike dag om af te neem. Dis nou hoe laat die oggend? Ek dink is omtrent 11:00. 11:00? Maar die wintersoggend, het ek en jy nog geswem. Dis 11 minute oor 11 op 'n lieflike wintersoggend. En daar is die Hottentots Hollandberge voor ons met natuurlik die Steenbrasdam parkeerarea duidelik sigbaar van hier af. En mense, ons is naby die einde van die pad. Seker nog so 300 meter. En dan, potholes, mother. Daar's hy pragtige. Jy nog om die draai gaan? Ja, ten minste. Dis tog die pad, is dit nie? This is Beach Road Strand. We used to come here about 20-25 years ago, had good times here. There's the old Monaco, used to be the Monaco Cafe. And on your right you'll have Pips Palace, and of course, La Mer. Used to have a flat there at La Mer. Beautiful swimming pool. Hallo, ek is Etienne Rousseau en dit is Anton Leroux en vandag is ons in die strand en ons het sopas die beach road gaan afneem om vir julle te wys hoe lyk die geboue reg langs die strand. En dit lyk ongelooflik. Ongelooflik. Dis 'n lekker wintersdag. Vandag is die 15 Augustus. Sonnige dag. Ysig koud hier buite. Dis nou vol, dit is nou hoogwater. Ek dink so, maar die water is bruin en ons staan sterk. hierso met 'n pragtige gebou hier agter ons wat baie bekend is hierso aan die strand. Hy het awards gewen vir argitektoniese kompetisies. Ja, anyway, ek gaan 'n paar baie ou foto's insit by die video om te vir julle te wys hoe die strand gelyk het omtrent so 50 jaar gelede. Anyway, dis my video. Geniet dit. Bye. En hier het ons 'n foto van die ou strandpavilion. Dis omtrent 1980. En daar is die nuwe strandpavilion nadat dit klaar gebou is. Hier is die ou strandpavilion nog, 'n ligfoto. Kyk net hoe klein is daai geboue nog daar agter, dit is nog voor al die hoë geboue opgegaan het. En hier is 'n foto van 1989 toe hulle die nuwe strandpavilion wil bou. Dis omtrent 1990, besig met konstruksie. En hierso is die strand, dis 1963. En hierso is 'n ligfoto van die strand 1955. Die volgende foto ook, hierdie is 1971. En dankie aan die Burger Argiewe, hierdie is 1958, kyk na ou karre. En dit is al wat nog oor is van die jetty wat daar so langs die pavilion is. Ek kyk nou by die see. Die stad Kaapstad het nou hierdie sypaadjie so erg gaan groter maak met hierdie reusagtige betonmuur hierso wat miljoene rande gekos het om te maak. Ek weet nie wat hulle wil doen nie. Wat is hulle idee daarmee? Seker maar om 'n tsunami van water hier probeer te weghou. Dit is nodig om so baie geld te spandeer op so 'n groot muur wat omtrent 2 meter hoog is